Wenda wakushiklianda, kenda wakushada wabachilienda. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Dankie Here Jesus. Here kom en ek ons net elke vleeslike nou af, Here. Here, ek het al voordiens gedoen, Here. Maar dan nog enigstens iets klou, Here. Vat dit weg, Here. Sodat ek in die Heilige Gees hier staan, Here. Sodat die Heilige Gees uit woord sal oopbreek, Here. Here, ek pleit dit in die magtige naam van Jesus. Sonder U kan ons dit nie doen nie, Here. Here, U kom die lof en eer toe, Here. Geen een nie, Here. Geen prediker nie, Here. Geen wedergebore van God nie, Here. Want elkeen wat wedergebore is eintlik veronderstel om te preek buitekant. Is eintlik veronderstel om die woord uit te leef buitekant. Maar wat leef jy uit? Hoe lyk jy daar buitekant? Lyk jy soos jy sondag in 'n kerk is? Lyk jy soos dat jy hier gelyk het aan toe die dag gehoorship het? Of lyk jy anders? Want dan wil ek vir jou sê, jy lewe alleen. Dan wil ek vir jou sê vanaand, jy lewe alleen. En as jy vanaand moet sê, wat doe jy jok? Of jy is verkeerd, of jy lewe, dan wil jy sê, woord van God is verkeerd. Mense, dit is tyd geword, dat daar nie meer tyd is wat ons kan speel nie. Daar is net nie meer tyd. Daar is net nie meer tyd om te speel nie, om kanse te vat nie. Hoe lang dink jy nog kan jy speel met God se genade? Hoe lang dink jy kan jy nog vir God lieg? Vir die Heilige Gees lieg? Hoe lang? Jy sien ek wil begin by Handelinge 2:38. Die meeste ken hom al. Wat 'n opdrag gee hy daar vir ons? Wat 'n opdrag gee hy vir ons? Hy sê daar vir ons, bekeer jou. Sorry. Ik weet niet zo. Oké. Ja. Toe antwoord hy Petrus en sê, toe antwoord Petrus, hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe. Maar dit stop nie net daar nie. Hy sê uitdruklik, hy sal dit vergewe. As jy dit kom bely en jy lê dit daar voor die kruis neer en jy kom bely dit werklik. En jy vat dit en jy stap daar uit saam met jou. Die belofte wat jy daar gekry het, dat hy jou sondes vergewe, dat jy ontskoon was met sy bloed. Dan sal ons nie sulke dinge buitekant sien nie. Dan sal ons nie die leerkerke sien nie. Want dan sal mense daar buitekant gaan leef. Wat hulle hier leef. En mense sal die voorbeeld sien, die mense sal sê, ek wil hê wat jy het. Waar kry jy dit? Hoe kry jy dit? Maar nee, ons Christen het cheap geword. Ons maak Jesus bloed cheap. Ons maak dit dat jy, ek sê, maak ons of het jy dit kan koop nie. Want er is een ding in jou lewe wat jy nie kan koop nie. En dis die bloed van Jesus. En dis die ewige lewe. Jy kan dit nie koop nie, broer en sussie. Moenie dink jy as jy geld het, moenie dink as jy rykdom in alle besittings het, jy kan dit koop nie. En dan regtig, moenie dink met valsheid kan jy dit koop nie. Want jy belieg jouself, man. Jy bedrieg jouself. Ek sê nie weet weer, en ek sien weer, hoe mense sê, hulle is kinders van God, hulle is wedergebore kinders van Jesus, hulle ken Jesus, hulle stap sy pad, hulle kan die woord vir jou op elke vers gee. Want sy lewe sien jy dit nie. Lieg hy, besteel hy loop en lieg en bedrieg. Want die straf wat hy sê, hy is een ware bekende van God, en hy leef buitenkant soos een, wat kan hy sê? Lieg hy vir homself, en hy lieg van God, en hy lieg vir Heilige Gees. Dan gaan ek aandag. In die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees
gawe as 'n gawe ontvang. As jy gedoop is met die water, as jy gedoop is met die Heilige Gees, sal jy dit hê in jou lewe. Jy sal dit sien. Jy sal sien daar is 'n verandering in daai persoon se lewe. Een druppel bloed is genoeg om 'n verandering te maak. Die Bybel sê one touch. Amen. One touch. Amen. Want dit wil jy dit vat. Yes. Of moet dit jou soemat? Kom asseblief vorentoe. Kom asseblief kom by. Gee jou hart vir die Here. Hou op sonde doen. Amen. Maar as ons sê hou op sonde doen vandag en sê hulle vir ons, hou op judge. Yes. Dis nie judge nie. Jy sê ag, kyk, as jy skreeu dit uit. Kom maar. As jy kyk wat ons moet bykom, en dit is baie vinnig. Volgende naweek is dit jou grond jou hart. Wanneer jy regtig voor God staan. En jy hart kom deur grond, dat jy hart hier kom deur grond en vir jou sê wyk gaan uit, stap uit die saak en jy gaan weg. Halleluja. Soos wat hy vir die mense gesê het wat dood is dood gegaan het. En wat hy vir gesê het, gaan weg, ek ken jou nie. Here maak dit duiwels uitgehou. Here maak dit gedoen. Here maak dit dat gedoen. Hy sê gaan weg, ek ken jou nie. Want jy sien my boetie met sussie, as jy 'n verhouding met God het, dan ken jy jou. Jy kan nie nou kom sê, hallo, pastoor, hoe gaan dit? Hallo, hoe gaan dit? Nou ken ek jou. Hallo, lekker, jy lang met dit en nou lekker. Yes. Sy laat ons ander manne langs my vrou inskuif by 'n bonkie. En sy laat dit toe. Ek het gedink ek kan haar vertrou. Ja, pastoor Martie. Ek het gedink ek kan haar vertrou, my vrou saam met haar vertrou. En sy laat toe. Sê ek jy gryp nie eens. En moet hy wou. Wou, jy moes. Jy sê, hoe kan God ons vertrou? Hoe kan God ons vertrou, mense? Ek dink sommige tyd, ek dink dit baie, ek praat met myself, ek preek vir myself, want ek het die week weer gesê, Here, hoekom? Waarom? Nou, ek sien glad nie dat my fout is val, hoekom en waarom nie. Want as ons nie vra nie, hoe gaan jy weet wat jy verkeerd gedoen? Hoe gaan jy weet wat jy reg doen? Hoe gaan jy weet hoe om dit te doen? As jy nie God gaan vra nie, hoe gaan jy weet jy weet nie? Hy weet, maar hy wil van die woord soos Pastoor volgens gesê. Hy wil hê ons moet vir hom vra. Hy wil hê ons moet dit weet. Amen. As jou kind, jy kan jou kind 'n pak slaag gee. Nou my pa het toegemaak en hy het 'n pak slaag gekry. Ek was baie wel weet en hy het nou verkeerd checking song vandag wat jy. En ons sien hier pa. So, ja, ou mense sal weer daai ou klere brepels, daai ou klere borsels. Hy goed was hard geweest. Ek sê hy was hard. Hy slaap so ding op my boude stukken dat ek vir 2 weke nie kan sit nie. En dit net omdat ek ook in die skool gestaan het. Ek het nie geweet hy lei om bloedsiekte, hy boodskap dood as hy wil nie. Maar jy sien hy het dit gebruik toe hy my boetie slaan, toe is dit niks nie. En toe ek opkom vir my boetie en ek gaan geen pak slaap toe, gebruik hy sy siekte. Dus so vandag gebruik ons God dan elke ding om ons sonde te geregverdig. Ons gebruik nie van die woord van God. Amen. Ons draai die woord van God. Yes, yes. Sodat by ons sondes aanpas. Ja. Daai goed wat seer maak, daai goed wat so 'n bietjie as 'n pastoor die praat en sê pastoor bly op die stal asseblief. En nie einde my ore. Jy moet dit doen. Jy moet. Nou hy sê hierso. Jy gaan gawe van die Heilige Gees ontvang. Amen. En Amen. ek glo elkeen wat hier sit vanaand het die Heilige Gees in hom. Yes. Ons sê nou die dag sê dis baie nou sy bestudeer en sy doen daai goed is en ek sal net by die Heilige Gees bly wat hy my leer en sal weet wat ek lees en hy sal verduidelik maar hy het dus nee ek sê kom nie. Maar ja, kom ons gaan net terug aan toe. En weet jy wat en sy sê as ons bid en ons vra die Heilige Gees, projek en as dit verkeerd is. Ons vra die Heilige Gees, ons nooi die Heilige Gees om in te kom in ons in. Waartoe wat gaan? As jy nie van self in jou te wees nie, ja, jy sit dan nie in jou nie. Hoeveel keer maak ons hy fout? Hoeveel keer maak elkeen van ons hy fout en sê, Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom bly in my. Is jy dan nie in jou nie? In plaas dat ons net moet sê, Heilige Gees, kom word waardig in my, kom word lewend in my, kom werk in my, kom werk deur my. Ek het opgelet, ja. Sy dink nie ek luister as jy praat nie. Ek moet pastoor, dan slaap ek op die buitekant. En my boedel laat met 'n groot hulle nie op jou nie. Ja, maar kom aan, regtig mense om ernstig weer te word. Hoeveel keer 'n dag lieg jy vir God? Jy dood eerlik, ek wil nie weet nie.
As jy doodjelig met jou vanaand is, hoeveel keer 'n dag lieg jy vir God? Amen. True, true. En dan noem jy jouself 'n kind van God. Dan noem jy jouself die Heilige Gees in jou. Dis hoekom ons bid, as die Here gee die Heilige Gees in. Want ek dink ons laat hom uit as ons hom nie uitgaan loop in die kerk. Want ons wil nie ons vriende buite loop sien hoe lyk ons nie. Ons wil nie hulle moet sien wat ons doen nie. En die wie ons dien nie. En ja, ek moes vanaand gewerk het. Ek sou weer nie gewees het en ek het gesê ek gaan nie. Want God het my woord gegee om te bring en ek gaan hom kom bring vir my. Amen. Yes, Lord. Ek kan hy geld verloor. God sal voorsien. Amen. Dus tyd dat ons moet ophou, staat maak op geld, staat maak op 'n salaris, staat maak op die wêreldse dinge, staat maak op 'n bankrekening en begin staat maak op God. Amen. Die voorsiening van alles. Hy besit alles. Hy sê, as jy Jesus in jou het jy alles. Yes. So waarom gaan jy worry oor die ekonomie? Waarom gaan jy worry oor die wêreld om jou? Yes. Dat is ook 'n baie belangrike ding. Hy sê uitdruklik, as ons nie vir ons owerhede bid nie, gaan ons lei in ons land. En lei ons in ons land. O ja. O ja. En wie is skuld dit? Elke kind van die Here wat hier sit. Ja. Want bid jy? Kom van so, as jy die laaste week vir jou ministers gebid, vir jou presidente gebid. Dan laat jy nou. Dan wil jy weet hoekom gaan dit so? Hoekom kan dit swaar? Hoekom mag my kinders nie na godsdienst in die skool nie? Want ons hou ons monde. Ons laat toe. Toen die kinders in die skool, die godsdienst in die skool gevat word, het ons enigiets gedoen. Het ons op protest gemaak, het ons iets gedoen en gesê, nee, dat sal nie so wees nie. Die ons het landstap weglaatloos gesit en dat hulle maar doen wat hulle wil. Want we staan nie op nie. Het is tyd geraak, dat ons Christene moet begin opstaan. En begin op ons reg te staan, en sê, so sê die Here. Maar ons is te bang om te sê, so sê die Here, want jy is te bang, jy het verkeerd gehoor, want jy lewe alleen met God. Kondrobo sitrenda, baba sitrenda. Vandreka sitrenda, kondrobo sitrenda. Sandrenda, baba sitrenda. Ons kan kyk, soos ek gesê het, ons kom tot bekering, ons kom hierso, ons bid, ons huil ons hart uit, ons kry daai waarlike regte touch met die Here. Jy daai moment met hom. Man, kom in die moment, wil vir enigiets anders te. Dis onbeskryflik wat jy spoor jy as jy val op jou knie en jy lê op die mat op waterbal. Dis onbeskryflik wat daar gebeur. Dis so veel en dit is so rustig. Ek het vanoggend toe check, ek gaan dans op, jy kan al voor, ek sê geen kerk toe vat jy bakkie ry. Ek het veel seer. En jy wil gaan nie beskerk tot jy net nie die pyn gekweek nie. Jy sien die wêreld van die Here. Maar plek van ek sê Satan, vat jou hande van my af. Ja, ek het probleme, ek het al hy goed, maar hy gebruik dit nou, want hy weet mos nou wat gaan uitgaan vanaand. Hy weet mos wat gaan gebeur. En ek het gekom. Ek het altyd vir toe gesê, man het seer volg. Baie. En toe loop die mat opstap ek. En dit gelyk of hy nie gepyn is. Want ek my dansie kom doen en ek kom gee my vir die Here en ek kom gee my lof vir die Here en my lof vir die Here en my dans vir die Here en ek sê elke voet neer, sê ek in die naam van Jesus, in die naam van Jesus en ek genees. En as ek weet ek kan, wow, ek het nie pyn nie, ek kan bietjie hoor spring, ek kan bietjie hoor spring en ek kan bietjie hoor spring. Dis wat God doen. Dis wat God doen. En ek het baie gevra, hoekom net die Here? Hoekom? En dan dink ek, wow, as ek daai pyn het by die huis, wat maak ek? Ek gou grandpa, ek gou pynpille, voltankies of wat jy ook al weet. Natuurlik, bid ek voor dit. Maar nou kom die vraag, hoe lang wag ek? Dat ek moet herstel, voordat ek die pynpille nader. Yes. Want kyk, ek gaan nou vir jou sê, dat pynpille verkeerd is, dat dokters verkeerd is glad nie. Want Lukas was 'n dokter. En ek sê weer, dat Jesus kon daai blinde man se oë aangeraak en sê wees genees. Hy kon net vir stil gemaak en wees genees. Hy kon gespreek het. Maar hy het gegaan en op die grond gespoeg en het 'n pasta gemaak. Hoekom, pastoor? Om vir ons vandag in die skrifgeleerdes vandag te wys, hou op om vinger te wys as mense medikasie gebruik. Yes. Daar's al vir my gesê toe ek sê, nou bring jy sê, hou op jou belipille gebruik. Hallo. Wat het jy doen met mekaar te doen? Lipille vernietig jou nie, hy help jou, ook vernietig jou.
Kom maar. Amen. Ek gaan nie daar gaan nie, ek gaan nie na die hoog asem toe gaan met jy, dan God mors nie man. Maar ja, dan sê hy vir jou, ek gaan nie so toe gaan nie, 1 Petrus 1 vers 16, en Spreuke 28 vers 13, sê hy drukklik vir jou, bely, bekeer, en laat staan, sê hy in Spreuke, dink ek, en bely, sê hy vir jou, o ja, bely, né? Sê hy vir jou, bely en laat staan, sê hy vir jou in Petrus, in Spreuke 28 vers 13, sê hy vir jou, bely en laat staan. Nou wat sê hy daar vir jou, as hy sê bely en laat staan? Ek het so graag 'n liedjie gesoek, ek het 'n laat vir jou dat weet pastoor, daai van bely en laat staan, daai, wat is hy, ken nie voorstelling, ja, wat is so dans en sê, daai man, hy steek my net aan die band as ek dit sien man, want hy was waaragtig voor God, en hy bedoel het, bely en laat staan. Sorry, goed 1 Petrus? 1 Petrus 1 vers 16, en Spreuke 28 vers 13. Maar my hoofdstap is Handelinge 5, wat ek wil oorpraat, die leen van God, of jy van God lief. Maar daar met Ananias en Safira, né, sy vrou, Safira, gebeur het. Ek weet nie of julle die verhaal ken nie, van Ananias en sy vrou nie, wat gelieg het vir God. Wie ken die verhaal? Hulle het 'n stuk land verkoop, ek gaan dit vir julle lees. Hulle het 'n stuk land verkoop, en in ander land, so, het Petrus gekom en het gesê, wow, julle land is verkoop en wat, en hulle het nou baie bly gewees, en hy vraag toe vir hulle, vir hoeveel? En hulle jok. Hy het sy vrou toe ingekom om te jok oor die verkoopprys van die land. En die Heilige Gees het openbaar, want jy kan net vir die Heilige Gees wegsteek. Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias, en sy vrou, Safira, wat 'n eiendom verkoop het, met die medewete van sy vrou, het hy die verkoopprys vir hulle self agtergehou, en net 'n gedeelte daarvan gebring, en vir die apostel gegee. Hoekom hulle gelieg het daaroor, was baie dom besluit. Want dit is hulle land. Hulle kan besluit, hulle wil soveel gee, hulle kan besluit, as ek my bakkie verkoop, dat betekent, of pastoor, om 50.000 rand, of 5.000, dankie jy gebruik 50.000, gee, dan is dit ons, my keuse. Hoekom gaan ek nou vir hom jok oor my prys, en vir hom sê, nee pastoor, ek het dit 2.000 rand van hom kry. En hoeveel keer doen ons dit vandag? Hoeveel keer lieg ons oor ons salarisse? Ons inkomstes, want ons is te bang om ons deel te bring. Want eintlik 'n tiende daarvan, ek gaan nie daaroor praat nie, kom na die Here toe. Maar hier was dit nie van sprake nie. En Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Hoekom jy gelieg? En wat dan gebeur het, is skrikwekkend. En ek hoop regtig hierdie boodskap vanaand, dat julle wakker skrik en tot 'n besef kom, julle speel met God, 'n lewendige God, wat jou lewetjie in sy hande het. Yes. En kan besluit vandag, dat ek die kersie dood, en jy's dood. Jy is nie meer daar nie. Die duiwel kan nie jou lewe vat nie. Hy kan hard probeer. Hy kan ook op aarde jou liggaam laat daarmee heen gaan as jy drink en jy kom ongeluk jy dood en op slag dood. Maar waar gaan jou siel heen?
Yes, yes. Kan die duiwel jou siel red? Kan hy vir jou red van die ewige lewe, die ewige dood? Nee, hy kan nie. Wie kan dit doen? God en God alleen. Jesus Christus. So ek wil jou vanaand mooi vra. As jy besig is in jou lewe om vir God te lieg, maak nie saak hoe klein of hoe groot nie. Om gesien te word, om voor te gee, om in die kerk hierso, so vanoggend gesê, en dan is allemaal lekker en gaan mal en geniet hulle self en maak die Here se naam groot en wow. Maar dan stap jy daar by die deur uit. Partykeer nog nie eers nie. Dan sien jy die ware kleure. Dan sien jy die ware kleure van die persoon. Yes. Nou wil ek nou vir jou weet, wie blaf jy? Want die Heilige Gees weet presies wat jy doen. Amen. Amen. Jy kan niks wegsteek. Hy sê, die dieptes onder die see, die hoogtes, maak nie saak waar jy gaan nie. Ja. Amen. Hy kan niks wegsteek, die Kobus. Niks. Want hy weet elke ding. Jy sien, baie keer as die mense vir jou, hy iemand ons ken, as jy antwoord die regte korreksie woord, hulle gaan beraad daaroor, of gaan vermaan daaroor. Vermaan met liefde, let wel. Goed daar, hoekom het jy geval? Nee man, hoekom het jy weer dit gedoen? Nee man, kom man, hoekom het jy pastoor weer geknip? Hou op. En dan sê jy, het pastoor geskinde. Nee, pastoor het nie. Jy vergeet, die Heilige Gees openbaar alles. Amen. Alles sal in gronde kom, alles sal geopenbaar word. Maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak hoe heilig jy jou hier voor in die kerk hou nie, hoeveel jy wat wil doen nie, dit sal geopenbaar word. Yes, yes. Ons dink, ons kan God blaf. Ons dink, ons kan die Heilige Gees blaf. Ons dink, ons kan mense om ons blaf, of medeboetjies en sê, om ons blaf. Maar hulle sien jou. Dalk nie hier nie. Op Facebook dalk, of daar, julle is mos lief om alles op die media te plaas. Wow, want jou eie wat. Lekker. Huh? Hoe dom kan ons wees? Ek wil nie een woord gebruik nie, maar dit is baie lelik. Stupid. Breinloos. Yes. Waarheid hy. Ek sê, ou wat dit doen, is breinloos, hy het nie verstand, hy is regtig, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Hy openbaar homself. Is nou erger as dit, want hy het geen verstand, hy het geen sens om te dink. Wat hy doen nie. Ek doe vrijdag van die bus geweest. Ek het wel mense geluid. Wil jy toe hulle die musiek aansit en hulle begin dans in die bus, toe trek ek af. Wat nou? Dis reels. Wat sê reels? Jy mag nie dans in die bus nie, jy mag nie staan in die bus nie. Dis stupid, wat sê reels? Hoe kom ons gaan Bunt en Wild? Wat is die company? Ek sê, die company, die staat sê dit. Die owerhede sê, dan mag nie meer in busse gestaan word nie, dan mag nie meer gedans word nie, drivers moet dit stop. Jy sien, want hulle wil nie bind aan wat jy mag en wat jy nie mag nie, wette nie. Want Jesus het ons kom wette wegval, Jesus het ons kom skoonmaak pastoor, ons kan ons lewe soos ons wil, ons kan ons maak soos ons wil, maar ons kom net gou val bespreek, jy gaan vergewe my, staan op. Lekker. Lekker. Maar hoeveel keer wil jy hê, hy moet jou vergewe? Want dink jy regtig, as jy daar opgestaan het, jy het jou skaars, jou gedraai om die hoek, dan doen jy wat jy nie moes gedoen het nie. Yes. Het jy dit bedoel? Of jy nie voorgegee? Want as jy regtig bedoel het, jammer Here, kan ek dit mos nie weer doen. Van was my skoon. U bloed, ons het so gesing, u bloed alleen kan ek doen. Huh? Maar as ek kyk, julle uitkom van en julle kom vir gebed en julle bid vir julle en julle by die bloed van Jesus oor julle stonde, oor elke omstandighede in julle lewe, sekondes daarna, dan jy weer terug in die duiwelse hande. En God is nie 'n God Yes. wat tweestruik soek nie. Amen.
is 'n God, 'n jaloerse God. Amen. Hy sê of my of die Satan. Yes. My geliefde vers, Mm. Handelinge 3 vers 16. Was jy maar warm, Openbaring 3 vers 16. Was jy maar warm of was jy maar koud? Mm. Maar met jy lou is, spoeg hy jou uit. Hey. Wil jy uitgespoeg word? Wil jy uitgespoeg word deur God? Uitgespoeg bedoel, toe, dan gaan jy, ek wil niks met jou doen nie. Wil jy? Wil enige van julle? Wil jy man, hè? So, hoekom hou ons aan met ons sondige lewe? Hoekom hou ons net aan en gaan net aan en gaan net aan? Want Jesus het tot gekom op die kruis, so hy het gesê, so hy het pyn gevat, het alles gevat, het vir ons dit gedoen, hy het dit deur gegaan en het gesê, dit is volbring. Yes. Maar nou, as ons Passion of Christ kyk, ons ons oor uit huil en ons trane, man jy kom lekker laken om op te droog. Maar as jy hy sondag buite gaan doen, en jy dan jou oor uit, Is lekker. hè? Ek kan nie verstaan dat dit lekker is, bedoel, ek weet ons myself nie uit, ek vertel, ek sê nou nog my kind, jy sê, ja, daddy, maar daddy moet op daar, ek sê, ja, ek was, ek sê nie gewoon wat jy gesê, ek was, ek is nie meer daar nie, ek het aanbeweeg, Amen. aanbeweeg weg van die wêreld, uit die wêreld uit, hulle vors nie na 'n paar toe te kom nie. Hulle is of te bang om te preek, of te bang om staan om ons loop. Want ek hou my nie op van die dinge van die wêreld nie. Amen. Want ek gaan nie, dat kan my insluk nie. Ja. Ja, ek sê nie ek onttrek my van die wêreld nie. Ek sê nie ek sal nie daarin gaan en gaan woord bring nie. Ek sê nie ek sal nie daar gaan sit en gaan, man, ons het al daar saam met ander mense gaan eet daar in die partypak van die stel. Van hom weg. En dan kyk ek so om my. Here, was ek ook so? Here, het ek ook my stuk vat gedaan deur die mense soos gesê is. Sê jy was nie waar nie. Jy is nie iemand dit gewees nie. Jy het jy huis gedoen. Maar Here, was ek so? Baie ek jou vra kom, Here, of ek hier het baie volk gevra, Here, hoekom gaan er soveel mense op die pad dood? Dan is hulle nie eens die alkoholvlak wat ek was nie. Ek het gekruip tot in my kar. Dan klim ek in, as hang ek so by die wydheid, dan gaan ek dit as beton op. Dan check ek weer die lyn hier langs die kant. Niks anders nie. Dan kom ek by my ma se huis, dan gebruik my ma se ek is 'n stopblok. Somtyds. Dan sê jy ook pak kan moet ek kom uittrek en ek hier uitkom. Dan val my ma se wil ek dit nooit begin sê. Here, dankie dat jy my kind beskerm het. Want ek weet nie hoe hy hier gekom nie. Here, dit kan net U aan wees wat hom beskerm het. Baie tog sê, is gelukkig. En ek het jou gevra, jy het geantwoord. Yes. Omdat ek jou geroep het. Yes. Ek het jou geroep op jou naam. Ek is 16, 2016 geword, ek geroep, ek het dit gebruik, ek het weggestap. 2008 is ek in ek het weggestap. En 2013 sê ja. Nou. Amen. Jy sien die uitslag toe ons uit die kerk het stap. Dat ons heeltemal onttrek van God, van die kinders van die Here, nie van God nie. En daar wegstap in die kerk blaam, ek hoef nie kerk te gaan nie, want hulle het my seer gemaak, hulle dit en dat en dit en dat gedoen. Hallo, wie straf jy? Aan wie doen jy dit? Aan jouself? Want jy kan nie groei nie, want hy sê, moenie versuim om die onderlinge bijeenkomste by te woon. Amen. Amen. En wat doen mense vandag? Dit prijs. Verskoning, my toon is seer. My dit is seer. Dan wil ek jou kom sien, moet ek vanoggend hier gestap en toe moet ek hier op die mat gaan. En dan kan ek sê, dankie Here. Tot vanoggend, want vanoggend op tot nou toe ek nie weer pyn gehad nie. Amen. Amen. Vraag. As ek gaan vertel, toe kan ek bed kom sê, ek kan opstaan nie. Mense, ons dien 'n lewendige God. Halleluja. Hou op speel met sy genade. Yes, yes. Daar gaan 'n uur kom, daar gaan 'n tyd kom, waar dit klaar is. Ek het die eeuglasie gevloek by die huis. Julle almal ken hoe lyk 'n eeuglasie. Manifesteer en draai hom om. Manifesteer almal, val 'n eeuglasie vir jou en draai hom om. Net as jy wil. Ek gaan net jou afdwing nie. Yes.
Jy wil manifesteer vandag voor God en jy wil sê, Here, ek wil change. Here, van nou af, draai ek uw glas om. En draai hom om. Halleluja. Wat sal ek nou doen? Nie agterkom. Mense, die tyd het uitgeloop. Daar is nie meer tyd om te speel nie. As ons kyk hoe lyk dit in kerke. Die een by die ander en die ander by die ander en die een is jaloers op die ander en die ander pastoor is jaloers op die ander pastoor. Hulle kan nie saam werk nie. Ek het hoeveel keer al gesien. Ek kom al 'n lang pad. Maar pastoor afgunstig is op mekaar. As die nou 'n bietjie aan die brand gepreek het, dan gaan hy probeer ons nou extra en dan dek hy eintlik op. Want dan doen hy net homself uit, nie uit God uit nie. Amen. Want as ek probeer om pastoor te oorheers en beter te wees, hoekom? God het my nie self tot hy gemaak nie. Hy het hom nie self tot my as ek gemaak nie. Ek en sy het nie dieselfde gemaak nie. Amen. In die begin het ons baie kop gestap oor. Ek sal so smile. Sy is daar 'n vrou en jy is nie. Nee, want as sy sê, maar hoekom het ek? Jy is daar so, jy gaan doen hy is werk. Jy gaan paai en gaan troos hulle. Ek sal maar die boelhouser werk gaan doen en gaan oopstoot en klaar kry. Ek het so opgetrein, ek het so getrein. Maar die boelhouser werk te gaan doen, daar te gaan skoonmaak, daar in die lokasies in te gaan in die wasse in te gaan. Dit is lekker. Want daar sien jy goed gebeur. Daar sien jy mense vrykom van voorvader geeste. Yes, amen. Ek wonder of u een is wat weet wat sy voorvader gees. Ek dink jy sal weet, né? Voorvader spirit. Ja. Wat hulle bind. Religion gees. Wat mense bind. Rebellie in die kerke. Want as die pastoor sê, ek mag nie nou dit of ek moet nou 'n bietjie op, ek moet nou 'n bietjie begin regkom, dan wip jy jou hart op jy weg. Maar God het ons aangestel. God het ons uitverkies. Die woord van hom te bring in die waarheid. Niks weg te vat of by te voeg nie. Yes. Niks. So as jy voel, daar is 'n vers, of jy voel die vers wat hierso sê, dat God hulle doodgemaak het, nee. Want ek het gou vir jou lees. Kom ons nou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval. Dood neergeval. Ek wil 'n vraag hê vanaand. Is een van julle hier geweet vanaand om nou dood neer te val? As jy werklik seker dat jy nie ook een van die is wat vir God lieg nie. Dit sluit in. Klein goedjies. Die pastoor bel, sê pastoor, ek het 'n hoofpyn op die mikro en ek kan nie nou kom nie pastoor. Ja, is reg. Jy moet dan sit jy huis of jy vang nog 'n lekker dop of jy naby jou. Amen. Dis nie lieg vir hom nie. Want hy is aangestel bo oor almal van ons. En sy het vanoggend so iets wonderliks gesê wat my nog eens getref het. Terwyl hy aangestel is hy die goddelike, die menslike God in die kerk. So, waar gaan jy as jy probleme het? Na hom toe. Ja, ek het dat bietjie en dan sê, hy weet jy, toe dit vandag dit geniet, het jy gesien, jy is bezig om te skinder man. Jy is bezig om moeilikheid te stoor. Het jy vandag gesien, Pieter kom so aan die ander kant toe. Wat jy weet, dis sy jare. Dis sy lewe. Daar heb ik eigenlijk eerst wat opgekroppen. Kalau bakal sikit na wang bobo kushat wena. Yes Lord. Mense, dood ernstig vandag. Jy is besig om jou eie gat help te groot. Stop it to blame the devil.
Because all over we want to blame the devil. Oh, the devil do that, the devil do that, the devil do that. Why don't you allow him? He only be allowed to do something if you give him a gap in your life to do it. That's the only thing he can do to you, against you. Hy kan alleen net jou ondervat as jy dit toelaat. Hy kan wat op jou pad bring, hy kan maak nie saak hoeveel keer goed op jou pad bring nie. Ons het 'n lewendige God wat deurgaan, wat daar deurgaan, wat dit deurbring, wat dit opbring vir ons. Ons is vinnig om te kla. Maar as ons gou terugkyk na Jesus toe op die kruis. Op die pad wat hy gestap het daar by hy kruis en hy pyn en hy slaap wat hy gehad het. Het een van ons het al gehad. Of vir 10% van het gehad. Het ons 10% van Jesus se lewe gehad die laaste dag voordat hy dood is. Voordat hy gekruisig is. As ons het, kan ons klaar. Hou op om die duivel te blaam. Ek sê baie keer, ek het vanoggend weer gesê, as jy 'n pakkie sigarette oopmaak, moet jy hom oopmaak. Dat is eintlik baie punte, maar ons begin die laaste 3 vanaand wat jy doen. Jy maak hom oop. Jy het klaar geweet ek moet nie. Jy haal hom uit. Sit hom in jou lippe. God se roep asem. En jy steek hom. Yes. En enige van daai kere, die duiwel jou gehelp. Het hy. Al wat hy gedoen het sê, kom aan man, niemand geweet, kom aan, jy sal dit maak. Jy sal die koninkryk aanhaal. Moenie worry nie. Hulle vertel net vir jou so. Jesus het ons gesterf vir jou. Dis alles alleen. Maar God sê uitdruklik, wees heilig, want ek is heilig. Amen. Daar is verse wat sê, en ek sê van, maar daar is 'n vers wat sê, ek het vandag gesoek, ek het hom gekry, nee, ek kan hom nie doen nie. Wat sê, wees heilig, want ek is heilig. Yes. En hy gaan dit nie sê, as jy dit nie kan doen nie. Ek het hom gehad, ek het hom nie waarvoor geskryf nie. In Petrus 1:16, ja. Ja. Is hy dan daar? Yes. Ek het nou gaan myskap hoekom die pastoor nou, want daar was gemeet, ek kan nie so onthou nie, maar ja. Maar, hy sê het. En as jy nou vandag sê, ons kan nie. Niemand kan volmaak wees nie. Met baie mooi verstaan. Daar is 'n verskil tussen volmaak wees en tussen heilig lewe. Daar is 'n groot verskil tussen volmaak wees en heilig lewe. God en God alleen is volmaak. Amen. Daar is niemand anders wat volmaak is nie. Jesus Christus aan die kruis het gesterf en opgestaan vir ons. Hy en op hemel is, hy is alleenlik volmaak. Halleluja. Maar ons moet die heiligmaking streef en leef. Dit is maklik om te sê, maar ek kan dit en dit en dit doen. Kom ons gaan gou na die een toe wat hy sê in Lukas 6 vers 43 en 44, wat hy praat daar van die vrug, die boom kan nie slegte en goeie vrug dra nie. Lukas 6 vers 43 en 44. Het jy? Hy sê uitdruklik daar, 'n boom kan nie weer vrugte dra nie. Sleg en goed nie. Of goed, of sleg. So jy maak daai keuse. Is ek 'n goeie boom, of is ek 'n slegte boom? En dan dink ek as jy verder afgaan en sê vir jou, die boom wat nie gewoon die mos gesê, hy sal nog 'n keer misgee om handel, en dan as hy nie gewoon nie sê die Here kap hom aan. En dit is dieselfde wat hierso met Ananias en sy vrou gebeur het. Hulle is uitgekap deur God, net so, woep. Hulle het teen die ongeluk gekom, hulle het in enige ding gekom hier, en aan mekaar gesak. Toe hy dit hoor, sê die woord, ek nie meer mooi lees, toe hy dit hoor. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval. Dis vers 5 van Handelinge 5. En al die ander wat dit gehoor het baie bang geword. Nou kom aan mense, as ons nou hier so staan, ons kom maak uitnodig en ek sê, kom aan, elkeen van julle, wat Godvreesend is, of nog Godvrees in jou het,
En daai woord vat wat daar staan, dat God jou in een oomblik kan doodmaak. Yes. Gaan jy kans vat om te versuim, om seker te kom maak. Of gaan jy kans vat dat God jou dalk net hier kan dat dood neerval. En kom ons sê dat iemand die dood neerval, kom ons sê dat hy dood neerval. Wat nie sommige mense, want hulle sê God het nie oogappeltjies in, maar ek dink sy sê maar sy oogappeltjies. Maar sy, die iPhone, ek het al baie keer sy iPhone is, as ek iPhone bel, sy besê, nee, kan nie antwoord nie, maar as God, so word ek in die mal van die nacht wakker. Maar prys die Here vir vrou soos sy. Amen. Ek was kwaad vir Satan, oor daai gesig van wat nie gesond word nie. Hy was gesond in die slag wat sy getuig, nie 'n dag daarna nie, dan is hy terug en dan kom hy net bietjie groter. Hy was weg, mense, jy kan hom amper nie sien nie, wat het dit gesien? In die slag wat hy getuig. Op? En sy het pyn, dan is pynlik. En ek redeneer nog steeds God, hoekom? Jy kan dan net so genees, jy kan net so, en sy is genees. Dus wat het gebeur het hier, ons het van gebed en volgende nacht toe, dis ek die seer nie, kyk hier, so kyk hoe sy, dan weg hoe sy die self nie. Hallo? So wil ons met so God speel. Wil ons regtig met so God speel. Want Ananias en sy vrou, het dit nie gegaan oor hulle gelieg oor die prys nie. Dit het gegaan oor 'n geliegheid vir 'n Godsman. Amen. En as jy vir Godsman lieg jy vir God. Die Heilige is een vir God. Halleluja. So moenie dink jy kan iets vir die Godsman wegsteek. Jy kan dan vir hom iets wegsteek. Enigeen van julle? Want elkeen wat hier sit is 'n Godsvrou en 'n Godsman. Yes. As jy hom aangeneem het, werklik. Want hy sê, as jy nie het nie, as jy die goed het, hier soos ek verder sê al van, as jy vir hom jok en jy doen daai lelike dinge, het jy nie vir God nie. Jy het of vir God, of jy die Satan. Hy is 'n jaloerse God, hy deel nie. Amen. So ek wil vanaand by julle los vanaand. Julle, elkeen wat hier sit, het daai choice. Yes. En ek wil asseblief vir julle vra vanaand met trane in my oë, moet nie my kans verbygaan, want jy kan nie sê ek het nie geweet nie. God kom en sê, Here, maar ek het nie geweet nie. Yes. Daai tyd, daai datum. Pastoor Norman het daar vir julle gesê. Yes. Julle op Facebook. Julle wat nie eens in 'n diens sit vanaand nie. Daar sommige van julle dalk geweet het wat oud is, wat nie kan loop. My moeder sukkel om by die kerk te kom sê, daar's 'n kar, maar sy moet so wat. Okay, baba kan seker wees hulle die baba koes aan die wenga. Yes. Maar ons wat daar kan kom, ons wat dit het om daar te kom, met verskonings. My moedertjie spog, sy huil vir 'n lift. Sy toe wat dit smeek. Maar ons wat dit het, kom hy verskonings. Amen. Waarheid. Ons wat dit het, laat 'n kind ons uit die kerk uit, laat 'n kind ons in die neus lê. Kom maar mense. Ons ouers, omdat ons ek sê kwaai oupa. Hy sê vir jou ook sommer, hier oupa vir my se knappe brand. Maar ek is baie lief vir my oupa. Want my oupa is lief vir my. Want hy slaan my, want hy wil nie ek moet eendag in die hel beland nie. So klein is wat hy is. Maar so kleine kinders kan sê, hoe kan jy die kind kry nie man? As ons die woord vir jou bring en vir jou sê, hou op! Hou op te kyk vir my dat op 'n judgable is. Want ek is nie. Ek gee om vir elke siel wat hier is. Ek is geroep om elke siel in die hemel om te bid en sê asseblief, Here. Yes, Lord. Wees er nog 'n bietjie genadig, wees die vrou nog 'n bietjie genadig, wees die man nog 'n bietjie genadig. Here, hy gaan nou kom. Maar hoe lang? Hoe lang wil jy nog God mok, want hy het jou lank al vrygemaak? Yes. Die slag wat jy daar op jou knie gegaan het. Die slag wat jy uitkom vir 'n altaar en jy gaan hier op jou knie, of jy staan en ons bid vir jou, en jy val nie of wat ook al ewe, en die Heilige Gees kom nou oor jou. Het jy hom toelaat? Want jy kan hom blok. Jy kan. Ek sê baie mense as hulle so staan, jy wil nie opwes. Weet jy nie? Die nie 'n lewende God nie. 'n God wat elke dag vir jou sorg nie, 'n God wat jou elke dag lewend hou nie. Lig jou hande op. Omhoog man. Sê vir hom, hier is ek, Here. Ek
kom met alles in my. En dan sal jy sien. Amen. Dan gaan jy sien hoe gaan jou paai draai, want dan gaan hy nie plek wees vir Satan om jou te kan blok nie. Want ons maak die gaps in ons lewens, sodat hy ons kan potjie, ons kan twyfel, ons kan mismaak, en maak wat hy ons wil. Amen. Want iewers in jou lewe daar, ek gepak het by die ou kant spinnepraat gewaar, en toe ek val, toe vat my ma dit weg. Die duiwelvolk het in die arm gesteek, alles wat hierso gewees het. En ek roep die ene, maar sy babbel toe met my ma, laat nie sy of my ma my hoor, ek soek hulp nie. En die hang ek in die heiding. So in my arm, so, en ek kan nie iets uitkry nie. En pas ook nie gelijk nie, ek het dubbel gebloei nie. Tot ek by die bakkie kom, en ek raam nie wat om so opzet, dus by die bloed. Alles, die versendings afgesneden was, afgesneden, nog steeds aard. Dokter my vertel, die aard sal daar en daar, sê die ander, hy sal self mekaar vind, hy sal toch kom sê, kom, moet my kwak pak nie. Maar ja, maar, daar, beland ek in haar ma, die selfde tyd in die hospitaal. En haar moeder, ek en sy in die begin, want hy dan nie, kyk jy sê, as sy my kon doodspoeg, het sy my doodgespoeg. So wacht daar, ek dacht, soms nie siek wat ek gewees. Maar toe was ek dan al die soet uitkie gewees. Of soete, hè? Net omdat hulle die mens word, dat sy nie dieper in jou en kyk, nie kyk, wat is eindelijk daar nie. Hè? Maar dan word die ou, nee. Net omdat ek op die rechtstand, ek sal nie uitvat. Hulle gaan my nie stop, sy is een vrou van 35, hulle gaan my nie weggaan. Sy het nie hulle toestemming nodig, ek het nie. Maar steeds ek het daar respecteer. En dit dan nie, en ek bond. Eeuws kom af vir my, opbouws. Nee, hoorie, in ons bond. Susan, kyk hier, daar is net een bewaking met my. En ons is vanuit in die hospitaal pastoor. En sy laat my weet, ek is boonstevloed is onder, dat my weet, kom nie na toe, sy die sisters, ek is nou te ver gevoel. Nou weet ek nou gaan beklei. En ek stap nie sisters, en ek sê nie, dis my skoolma. Hier soek hulle nog 'n groot probleem. Maar het sal dit uit. En ek gaan in die volgende dag, gaan ek na toe, sy sê vir my, sy wil nie, sy kan nie meer. Ek sê nou wat nou, sy sê, jy kan my doen wat? Jy kan my 'n oplossing gee. Sy sê van nee, ek kan nie, maar God kan. Sy sê, maar deel jou kan nie. Sy sê, wat maar? Sy sê, wat het in kom? Ek sê, nou. Nee maar, ek kan nie aan doen. Ek kan nie. Ek gaan maak uit dat die man uithaal nie. Was 2-3 dae toe sy hospitaal en ek ook. En, weet julle, wat ek eintlik wil sê is, hoekom sy daar was? Ek longonverseer. En hoekom het sy dit gekry? Nie wat ek sê nie, maar die dokter sê het, ook. So, nou lê sy daar, sy lê in krankheid, sy lê in ongemakkelijk, sy kan nie asemhaal, sy moet die hele tyd 'n masjien gebruik. En, hoekom staan vir jou daar? Hoekom staan vir jou daar? Wie het hom opgesteek? Toe daar vir jou gesê, hou op, jy vernietig God se liggaam, hou op. Wie het hom opgesteek? Wie het dopgevat? Jy weet lekker, wam, bam. En jy gaan by hospitaal en jy aan jou dood of verstaan? Wie se skuld is dit? Niemand anders, behalwe jy, wat hy opgemaak het nie. Amen. Jy wat hy opgevat het, jy wat nie kon neersê vir nog jy nie. Kom maar mense, elkeen van ons hier vanaand, ek gaan afsluit. Halleluja. Elkeen van ons, kom ons maak seker met God vanaand. Halleluja. Kom ons maak seker vanaand met God en jy hoef nie, jy kan net kom uit en sê, Here, was my skoon, ek het jammer vir wat ek vir jou gejok het, want elkeen van ons is skuldig aan. Amen. Elkeen van ons is skuldig aan dat ons vir God jok. Amen. Want ek sê weer, dat jy vir 'n medeboetie en sê jok, dan jok jy eintlik vir God. Yes. Want jy vat daai ou se geestelike lewe wat in hom, Heilige Gees wat in hom is, wat jy sien, en jy dink, okay, ek kan maar maak wat ek wil. Kom, ek vra julle vanaand, blyk by julle. Die probleem was nie, jy moet ons lokke door die prijs van die land nie. Want jy kon net die geld gegeet en niks. Maar so makkelijk om die jok
om jouself te laat goed lyk. Wow, look at me. Look at me. Waarheid. Look at me. Waarheid. I've got that, I do that. Come on, God sal nie belang in jou verleidinge wat jy doen nie. Hy sal nie belang in jou rykdom nie. Hy stel belang aan jou verhouding met hom. Amen. En as jy nie jou lewe kan skoon kry nie, kan jy nie 'n rein verhouding met hom hê nie. En dan sal 'n blokkade en dan vra jy, Here, hoekom moet ek in 'n ceiling vas? Here, hoekom wil U nie my gebede nie? Here, wat gaan nou hier aan, Here? Hoekom wil U nie idee kom nie, Here? Maar ek kan daar staan. Dis ek wat vir God lieg. Yes, hallelujah. Hoe lank wil jy vir God nog lieg? Ek hoop vanaand is klaar. Amen. Yes. Want jy het 'n waarskuwing gehad. Jy het 'n waarskuwing gehad. Jy weet hoe groei kerke nie. Is om maar dit so gaan. Mense sê, nou ek het al by jou. Ek wil niks met die kerk te doen nie. Ek wil niks met Christendom te doen nie. Want as 'n Christen so lyk, wil ek nie een wees nie. Yes. Hè? So wat beeld jy daar buite uit? Hy taxi verby jou en sê, kom kies 'n vinger. Hallo. Ek dat jy net moet sê, I love you my brother. Hè? If you make a mistake and turn it right in front of me and I'm swearing at you, what is going to be help? Nothing. But if I tell you, hey my brother, it's fine, I love you, just be careful next time. Yes. How do you feel, my friend? Mm. Huh? You will feel sorrow. Hey, there's a man of God talking now here. Hey, huh? Example. Lead by example. Jy kan nie net preek en net preek en dit nie leef nie. Yes, Jy kan nie boek uit jou kop uit ken nie. waarheid. Maar as jy nie geestelik maak nie en jou nie maak nie en dit leef nie, is dit maar net 'n boek. Amen. Kom aan. Kan jy net my speel, Kevin? Asseblief. Ernstig mense. Dis 'n noodroep wat God op my gesit het vanmiddag weer. Daar's mense wat nodig het om met hom reg te maak. Daar's mense wat dink hulle is op pad hemel toe, maar hy gaan vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Daar's mense wat vasgevang sit nog steeds met verslawing. En sê, ek kan nie vrykom, ek probeer baie hard, ek kan nie. Maar God sê vandag, hou op, probeer en kom na my toe. Gee dit vir my opreg en los dit by my en ek sal jou vrymaak. Sonder enige onttrekking. Ek dink daai het ook vir Bill al gesê, Bill en ek kan vrykom sonder onttrekking. Is dit nie? Dis right, pastoor. Hè? En dat is wat gebeur. En sy het onmiddellik vrygekom. So kan elke enkele een van julle. Help jy gebruik vir verskoning? Ja, maar stres en aggressie. Ek het nie gebruik van aggressie. Vra jy maar vir jou auntie. Ek het gesê, nee. Of sê dit jy, dan probeer jy vir 'n pakkie te gee. Want ek het boede in my kant, ek het aggressie in my kant. Maar toe God my kom aan. En ek val dit weg. En ek draai my lewe. En toe daarbij ook nog, en ek vergeef my boeties en my. Ek val alles weg. En ek het vrede vir myself. Ek maak uitnodiging vanaand aan elke enkele een. Jy gebed wil hê, kom uit. As jy vir jouself net hier wil kom bid op hierdie mat, kom uit. Kom vra om vergifnis. Dat ons leenaars voor God is. As jy vasgevang het, met enige misdaad of enige ding met God, wat Satan jou vashou, kom uit.